En 'n hartlike goeienaand by Bloodsport Media. Dis waar jy ingeskakel is. Ek kan nie sê wat se aand dit is nie, want ons weet nie wanneer jy hierdie luister nie, maar welkom Bert Mostert, Skalkstrauss, lekker ou skalla. Yes, hoe lyk dit? Dis Sondag aan hier. Ja. Waar ook al jy is. In hierdie deel van die wêreld is dit Sondag aand so voor 6 en waar ook al jy dit gaan luister, that's up to you. Ons wil net sê welkom aan ons luisteraars by Net Radio en by Radio NFM. So bly julle is ingeskakel by ons. Bly asseblief op julle platform, soos luister daar radio. Dis 2 awesome stasies. Maar ek wil dan ook by sê, as julle weet jy dit dalk nou gemis. Ek weet by Net Radio is dit op 'n Woensdag en 'n Donderdag aand en by Radio NFM is dit op 'n Vrydag of 'n Saterdag aand. Maar as jy dit nou toevallig gemis het en jy voel shibbit, ek wil graag hoor wat sê hierdie 2 experts oor die fights wat opkom, gaan kry ons net op Bloodsport Media op YouTube of op TikTok of op Instagram of op Facebook. Ja, enige plat. Ons het tot 'n Twitter account wat ons nou nie regtig waar ek het al 'n Reddit account ook oopgemaak, maar ek het agtergekom Twitter en Reddit is nie regtig waar vir Suid-Afrika nie. Dit is so bekend hierdie. Meer Instagram en TikTok. Yes, dis en obviously YouTube wat ons nou die groot ene is. So welkom vir almal, naby en ver. Ek hoop julle geniet hierdie program. Ons is by episode 63. Dis korrek. En dis deel 1. Deel 1 wat mos nou die finish fights. Yes. Finished fights is. En ek moet sê, dis mos nou, ons praat mos nou eers oor die finished fights en dan die upcoming fights mos nou in die volgende session, maar as julle die mense wat kyk, nou nie die mense wat net luister nie, maar as jy kyk en jy dink, wat die hek gaan in Bert Mostert se kop aan, hy lyk soos 'n pyl, soos ek het net 'n klomp chains oral om my nek en my hande, chains en ringe en goeders, ek probeer vir Sean O'Malley emulate. Okay. Ons wou nog graag vir jou mos daai hoe ding gekry het, soos wat Meraap altyd dra, maar dis nou nie. Ek sê maar vir Canelo represent. As net. Ja. Canelo so. Het jy jou Canelo t-shirt aan? Ek sal maar volgende week aandruk wanneer hy gewen het. Okay. As ek klaar gewen het. Ja, ek wil nou nie lelik wees nie, maar jy's nou nie die beste representative van jou hero as jy nie in sy klere aantrek, as jy die klere het nie. Anyway, finished fights. Let's go. Dit was UFC Fight Night. A Fight Night. Maar daar was net so 'n paar fights wat ons daar genoem en dit is al wat in deel 1 gebeur. Net daai net Fight Night fights. Niks boxing, niks sulke dinge nie. Daar's so 'n interessante fight sê jy. Ek het dit nog nie gekyk nie. Andre Lima teen Felipe dos Santos. Maar dit was 'n decision 3 rondes vir Andre Lima. Wat het daar gebeur? Wat dit so interessant maak. Eerstens wil ek sê my besigheid is heel agterste voor hom. Soos die prelims kaart het gisteraand 10:00 begin op DStv. Of eintlik het dit eers 11:00 begin toe dit weer 'n paar fights afgesny. Jy weet mos, hoe doen hulle dit baie keer om dit te doen. En die main kaart het 1:00 begin en dan hou hulle mos so 3:00, 4:00 die oggend op. En ek het nou gewikke geweeg, moet ek nou opstaan 1:00 en alles kyk of moet ek maar wakker bly en 'n middagslaapie vang of wat? Toe dink ek, ek gaan wakker bly of ek gaan kyk. Okay. Toe bly ek wakker deur alles. Terwyl ek nou wag vir die UFC om te begin, het ek sommer 'n movie gekyk en ek het, verstaan jy? Ek het dit nou sommer 'n lekker aand gemaak. En hier teen 2:00, hierna 2, toe kan ek nie met my oë oop hou nie, te dink ek nie 'n vader en toe sit nog ek dink 2 of 3 fights voor die main event, toe dink ek, flip dit, ek gaan loop slaap. Maar toe het ek nou 'n klomp kwaai fights gekyk en daar was regtig waar 'n paar fights wat ek die mense nie eens ken nie, wat flippend goed was. Okay. Maar ek gaan nou nie oor alles praat nie, die een wil ek net noem, want jy ken hom. Jy sal nou nie vir Andre Lima ken nie, of jy weet van hom. Ja, sy naam klink bekend, ja. Hy is die ou wat, ons het 'n paar episodes terug, seker 'n maand of 2, ek weet nie, het iemand hom gebyt hier in sy binnearm. Ja, wie sal nou dit vergeet? En toe wen hy met disqualification en toe maak hy 'n tattoo in die binnekant van sy arm van die bytmerk. So hy is die een ou.
en die ander ou is Felipe de Santos. Dis daai ouetjie met daai silwergrys hare wat saam met Charles Oliveira train. Hy het sy debut gemaak teen daai Manel Kape, wat so 'n gevaarlike striker is in. Onthou nou, so jong mannetjie. Ja, so 'n jong maar mannetjie, maar eerlikheid, daai mannetjie is woelig. Hy kom net, hy hou nie op nie. Yes. En hy het vir KP 'n go gegee, my maat. Na 3 rondes was dit 'n tight fight gewees. Hy het ten minste 1 gewen, dalk 2, maar die judges het dit nou vir KP gegee en ek stry nie. Maar anyway, dis die 2 ouens wat nou teen mekaar gefight het. So en ekskuus tog, daai Andre Lima is undefeated. Soos hy's 'n redelike goeie prospect in die game. Maar joh, ek sê vir jou, daai Lima, dit lyk my jy moet mos train offense en defense. Dit lyk hy los sy defense klasse, dan vat hy net offense. So sy offense is sy defense. Yes, daai man kom warm uit die blokke uit, jong. Hy laat loop, hy skop en slaan en spin en hy staan nie stil nie. En ek sê vir jou, toe ek die 2 ouens sien, hierdie Andre Lima, hy kom hier van ons wêreld af. Hy lyk soos 'n local. Hy's kwaai gebou en alles, maar dis 'n Brazilian, maar hy lyk soos 'n Makwallander, wil ek amper sê. Hy het so 'n bullseye target ding hier op sy bors. Nou weet ek hoekom hy dit het, want hy's flippend akkuraat met sy striking. Maar ek kan nie glo vir so 'n jong man, hy's soos 23 of 24 of wat ook al. My ma, daai man fight soos 'n ou wat al 20 jaar fight. Hy's so kalm, hy's rustig. Hy laat dink my amper in Sean Strickland. Hy sien alles. Hy keer net alles. Hy check die ouetjie se kicks. Hy laat hy man stoom afblaas en as hy attack, dan is hy akkuraat, my maar, dan slaat hy raak. En hulle praat van hy was een of ander, weet jy hoeveel division Muay Thai Brazilian champion en goed, soos hy's 'n gevaarlike, ek dink is 'n Muay Thai fighter, soos dis sy dissipline. Maar ek meen ons almal weet hierdie Dos Santos train saam met Oliveira en daai manne is mos next level op die matte. Jy braak aan die mat, dat choke hy jou uit. En Dos Santos kon niks met hom op die mat maak nie. Hy het sommer vir Dos Santos plat gevat. Hy het ongelooflike goeie wrestling en grappling skills wat hy net bygeleer het nou in die sport. Jy kan nie glo hoe kon hy so vinnig geleer het om te hang saam met so 'n ouetjie soos Dos Santos. En Dos Santos was soos 'n nêrens. Hy was soos nêrens veilig nie. Orals was hy net in die moeilikheid gewees. En daai ou het vir hom seker in die middel van die 3de ronde 'n full rear naked choke onderdeur gehad, soos in daai man se gesig raak rooi. Jy sien hy trek sy gesig soos ek dink hy gaan off tap of hy gaan net uitpas. En dan beklei daai man uit daai ding uit. Jy kry nie vir Dos Santos geflip en 'n laat uitchoke. Hy vat hier in die hande en dan lig hy op en hy sukkel en dan is hy weer in die moeilikheid. Hy kan net nie opgee nie. En toe dit vir die 3 rondes gegaan en toe wen daai ou moet. Daai Lima. Ja. Is hy. Maar hy klink na 'n gevaarlike man daai. Ja, yes. Of hulle albei is eintlik goed en ek kan vir Dos Santos onthou hoe hy gefight het in sy laaste fight. So. Ja, dis al 2 ouens om na te kyk. Ek meen, daai Lima is nou 10-0 in die UFC, 5 knockouts. Ek kan nou nie onthou hoeveel submissions is hy, maar al 4 van sy 5 knockouts is in die eerste ronde. So hy's 'n gevaarlike mannetjie. Voordat ons verder gaan na die lekker dinge toe skalk, ek wil net gou een van ons borge bedank en dit is Hadida News Live. Hulle het van die begin af hulle pad met ons gestap en hulle het ons baie gehelp met hulle bemarkingsvernuf en vir ons baie leiding gegee. Hulle spog met weeklikse lesers van 635.000. So dit is nie 'n klein plekkie nie. Soos wat ek verstaan is hulle die grootste aanlyn nuusblad in die Noord-Kaap. En om jou gratis weeklikse Hadida te kry, kan jy net 'n WhatsApp-etjie stuur na 060-701-6078. So as jy hou van ons nuus hierso, stuur vir hulle WhatsApp en dan praat ons weer. Ek sal sommer in die link van die video dit ook bysit.
Okay, kwai. Okay. Dankie vir hulle. Ja, dankie vir ou Steve. Meneer Steve, shout out. Ja. Shout out. Hey. Dan die co-main event van daai fight night, net Natalia Silva wat vir Jessica Andrade gewen het. Ook met 'n decision 3 rondes. Maar ek is nou spyt hulle het die highlights gewys want ek wil dit nog wel so Ek ook. Maar toe het hulle nog nie die main event in een van die ander fights, so ek weet nie wat se waar daai fight was nie, maar Something in a span of wat. nee, maar dit was nie eens hulle twee nie, dit was twee ander ouens. Ek het net die title gesien. Nee, dit was nie eens daai twee manne nie. Maar anyway, toe het hulle net dit in die main event se highlights gewys, so ja, decision vir Silva, so ek het ook nog nie dit gesien. Okay. Ek ookie, dit was daai het alles plaasgevind in my slaaptyd, maar Silva was mos ook die favorite. Ja, en ons het hom reg gekies. Ja. Ons het reg gekies daar. Ek kan nog nooit gesien nie. So nee, ek het maar die highlights op YouTube loop kyk, maar dis swak. Dis swak. Dis maar een van die redes skalk hoekom ons moet dit maar kyk, want as ons hierdie goed live kykie, ek het almal gesien is moeilik om inligting te kry op fights. Soos die main event kan jy baie van kry, of is dit nou 'n groot pay-per-view ding is, maar joh, dis maar nie altyd maklik om die goeie highlights of fight results of wat, jy kry nie eens altyd artikels wat geskryf is daaroor nie, maar net vinnig, jy sê dit het rond is gegaan, Silva het letterlik dubbel die punch and kicking output gehad van Andrade, so dit maak sin dat sy met punte gewen het. Dit is nie altyd so nie, maar dit maak sin. Jy kon gesien het op haar gesig, soos daai Silva makkeer niks. Sy's happy en sy glow omtrent man. En daai Andrade het maar 'n bietjie bloed en haar neus is rooi en haar gesig is 'n klein bietjie geswel. Jy kan sien sy die evidence van die loss op haar gesig gedra. En maar dis dit, daar was in die bietjie highlights wat ek kon gesien het sy nogal so 'n cool skop. Dit soos wat jy in boxing soos net 'n stiff jab sal gee, so 'n jab sy met haar voet. So sy trap so uit, sy trap daai vrou in haar gesig, laat sy so agtertoe gaan en sy gevaarlik. Ja, sy het 'n paar lekker skoppe, maar ons almal weet mos nou sy daai gevaarlike skoppe, sy het 'n paar in die highlights sien jy daar land 'n paar lekker houe en skoppe hier en daar. En dis maar dit, sy het gewen met punte en niemand het gestryf, alles is, so ek neem aan dit was seker maar 'n dominating performance. Ek het gesien baie mense het getweet en gesê sy's brilliant en future champ potential en almal love her en al sulke goeters, maar wat ons ook nie gesê het laas nie, wat ek nou in hierdie pre-fight press conferences gehoor het, is, ek weet nie of jy kan onthou, ek dink dit is sy, hulle het so aangegaan oor 'n fighter wat sy suster oorlede is. Nee, ek kan nie dit onthou nie. Ek verbeel my, ek kan so iets onthou nie. Hulle sê mos altyd as 'n MMA fighter iets oorgekom het of whatever ook al, of ons hulle nou ken of nie, sê hulle dit baie keer op die nuus. Nou, die vrou se suster, ek dink is haar jonger sussie, is 4 maande gelede oorlede. So kan jy imagine hoe freaking erg moet dit wees vir hom deur te gaan en in die pre-fight press conference goeders toe begin praat sy daaroor en toe begin huil soos sy was baie emosioneel geweest en sy sê dit was die van die moeilikste tye wat sy nog in haar lewe deurgegaan het en sy het amper opgehou fight maar sy het geweet sy moet iets doen en sy moet besig bly wat en sy sê en maar dis mos nou in Engels en sy is mos eintlik Portuguese of Brazilian of wat ook al. Sy sê I just want to thank Jesus, soos Jesus, dat hy vir my deur dit gedra het en verstaan jy, dit was nogal cool geweest en toe sê sy toe die fight verby was en hulle hou die Octagon interview, toe sy weer heilerig en heilige goeders en toe sê sy, ek kan nou nie woord vir woord die boodskap onthou nie, maar toe sê sy as daar enige iemand is daar buite wat in 'n donker gat is of 'n depressie is of dwelms of iets het gebeur, daar is altyd 'n uitkom. Daar is altyd, Jesus sal altyd vir jou uithelp. Roep hom net aan, soek hom of wat. So dit was nogals vir my baie nice geweest. Sy het hierdie mooi sprankelende persoonlikheid en sy is so vol energie en goed en nou hou ek sommer net nog meer van haar. Verseker haar volgende fight kyk. Ja, ek sal maar my bes probeer.
Ja, ek sal my goed beplan dat ek wakker is daai tyd. Okay, en toe is daar nou nog 'n main event, Sean Brady. Hey, het vir Gilbert Burns gewen. Ek gaan ook nou nie meer vir daai man sê nie, wat. Ja, ons het nou maar ja, ons kom nou op die punt dat ons weet, okay. Hy is nou al damaged goods amper. 5 rondes het dit daarom gegaan. Decision vir Sean Brady en ja, ek het daai highlights het ek daarom gekyk. Maar ja, highlights was baie misleading. Ja. Dit het of na even fight gelyk of Burns het gelyk hy wen volgens die highlights. Toe daai man een judge het vir hom 1 ronde gegee, die res het al die rondes vir Brady gegee. So okay, maar as jy nou soos jy nou na die stats sal kyk, het jy vir my gesê dit maak sin. Dit maak sin. Ja. So ja, Brady het gewen en Burns het alweer verloor. Ai. En ons het nogals predict Burns. Maar Teddy Atlas sê altyd, I don't want to be a Monday morning quarterback. Soos laat jy die goed is verby en dan sê jy, ek het geweet hierdie ou gaan wen. Ons albei het gesê Burns, maar ek kan nou vir jou regtigbaar sê, soos wat Saterdag deurgaan en ek luister die podcast so goed. Ek was amper lus in WhatsApp jou en sê vir jou jong, ek dink ek wil my prediction verander. Change, ja, dit voel net vir my al hoe meer. En toe ek dink die ding wat my omgegooi het is ek toe ek daai 2 ouens in die face-off sien na die weigh-ins. Joh, daai Brady is 'n bil jong. Jessie sy arms is so dik en hy het mos so 'n stewige bors. Toe kan ek sien, yes, hy man is 'n flippin unit. En jy hoor mos nou wat hy alles deur gegaan het en hoe hy verander het en hoe sy mentality is. Hy sê win, lose or draw. Hy sê I will never in my life ever again quit on myself. Hy sê jy kan my maar doodmaak, maar dan sal jy my doodmaak, maar ek sal nooit weer opgee of whatever Nou ook weet jy al. nou so voel ek hoor praat right? Ja. It's just words. Ja, maar okay, ek hoor dit sê. mens kan agterkom wanneer iemand Dit regtig waar dit baie keer gaan dit meer oor die motivation agter die woorde. Soos ja, talk is cheap, maar as daai man het glo in sy hart van harte, dan kan jy weet dit gaan 'n verskil hê. Maar anyway, ek stem 100% saam met jou. Yes, daai highlights. As jy nou wil ons sê baie keer as jy nou 'n goeie fight wil kyk, loop kyk daai fight. Nou as jy nou wil goeie highlights kyk, loop kyk daai highlights. Dit het gelyk, dis 'n gevaarlike fight daai. En ou Burns is hy geland het 'n klap somme en jy sien dan val Brady hier half van balans af en hy het iewers 'n flying knee gegooi, liewe land. Toe dog ek amper hy knock hy man uit. Ja. En wat ook vir my cool was is die grappling exchanges. Dit was nie 'n geval van ons twee nullify mekaar en nou is dit boring nie. Dit was actually soos high level grappling. Dis so wrestling en jitsu gemeng met mekaar. Jessie, daar vat Brady vir Burns grond toe, soos wat hulle rol, dan gryp Burns sy been, dan trek dit onder hom uit, dan vat hy sy rug en dan staan Brady op en druk hy weer sy skouer deur en dan reverse hy. Hulle het mekaar so gesit in reverse en ronddraai. Hulle kon mekaar net nie regtig waar kry nie. En dit lyk my dit was maar 'n striking game op die ou end van die dag gewees. Net vinnig om te sê die stats, soos wat jy gesê het, of wil jy die stats lees? Ja, ek kan maar sê. Total strikes, ek gaan nou nie significant strikes en al daai jazz nie. Total strikes, Burns 126 gegooi en 76 geland. Of kom ons sê so, Burns het 126 gegooi, Brady het 368 gegooi. So dit 3 keer meer. 3 keer flippin meer. Burns het 76 strikes geland. Brady het 274 strikes. So hy het letterlik amper 200 strikes meer geland. En to add insult to injury was Brady se accuracy nog hoër ook gewees. Hy het nie net flippend 10 keer meer geslaan nie, hy het nog meer geland ook. Meer as 10% meer. Ja. 60.3% vir Burns en 74.5% vir Brady. So ja nee, ek dink Brady is nou up there in title contention once again. Ek weet nie hoe voel jy? Burns is out of contention. Dink sy beste kans was hy een fight
wat hy wel gekry het vir die title teen Usman, toe hy daar geknockout was. Hy was mos geknockout, ja. Ja, deur Usman. Ja, hy het soos 'n TKO. En die fight in Camps het dit hom nie enige gunstig gedoen nie. Close fight, ek dink nog steeds hy het gewen, maar toe gee die judges dit vir Ek dink nog steeds jy is verkeerd. Dis reg. En, ja, like my die belangrike fights verloor hy. So ek dink ja, hy sal gou champion weer word of kan word, maar Brady is op pad. So ek dink hy kan nou dalk hier in die top 5 inkom. Ek wil hom nog dalk so een fight sien en dan kan hy sommer vir Belal of een van hy het mos Hoeka beef met Belal vir hom gewen laas so. So dit sal 'n fun rematch wees. Teen Belal. Ja, sy een single loss so. Belal is op pad. Belal man, maar Sean Brady is 'n baie smart ou. Hy het nie smack getalk of ietsie. Hy sê Belal is die champion. Hy's 'n worthy champion, hy verdien dit, hy het die lang pad gevat, alle respek vir hom. Hy sê hy sal graag wil as hy by die belt kom, sal hy dit verkies as dit teen Belal is. En hy sê as dit nie is, wil hy nog steeds vir Belal fight, want dit sal 'n kwai rematch wees. Okay, cool. Nou sê ou skala. Part 1 is done. Ja, en as jy vir part 2 wil, of jy dit môre aand gaan luister op die radio of nou na hierdie ene, maak vir jou 'n lekker koppie koffie of kry iets om te eet, want hierdie gaan 'n gevaarlike ene wees. Hier gaan ons nou breakdowns doen in die volgende een, laat die bissies bewe. Nou sê, stop.